Baie welkom by Kuier om die woord. Ons net 'n ysbreker vir die mense ook wat luister. Wat is 'n ysbreker? Dit is om nie te ernstig te wees nie, né? Pastoor Mimpie het sopas ons die grappie vertel van die suiker. Die oomie wat 'n suikerprobleem het, en die dokter sê, "Oom, jou suiker is te hoog." Hy kom by die huis, kry die suiker daar bo in die kas en hy sit dit onder daar waar die potte is. En vrou sê, "Wat doen jy nou?" Hy sê, "Die dokter sê ons suiker is te hoog, ek sit dit hier onder in die kas." Okay, dis net vir julle ook wat luister dan. So 'n bietjie van 'n ysbreker. So, maar nou lag niemand oor net gesê ons wat jy klaar die grappie vertel. Okay, so ons is by Jesaja 31, né? Ag, ons is so bly vir almal van julle wat hier is vanmôre. Hulle ou mooi ou gesiggetjies en die smiletjies. Yes. Amen. So Jesaja 31, die opskrif is my interessant. Nie na Egipte nie, maar na die Here. Nou ons verstaan die simboliek daarvan baie mooi. Egipte wys na Egiptiese denkswyse of wêreldsdenkswyse. So ons sal dan vanmôre sê, nie wêreldsdenkswyse nie, Jesus denkswyse, Christus denkswyse. So nie na Egipte nie, maar na die Here, na Jesus. So kom ons kry al ons slim idees uit ons kop uit en ons vervang dit met Christus idees. As ek gou eens kan sê, party mense is so opgehang met Egiptiese kultuur, né? Die ou farao's en dis so 'n wonderlike kultuur gewees. Man, dit is nie. Daai klomp mense het afgode aanbid soos like 24/7, né? Soos wat julle kan onthou toe ons die 10 plaae behandel het en hoe die 10 plaae spesifiek betrekking het op elke een van die afgode wat die Egiptenaars aanbid. En dit was die groot ding wat die profeet Jesaja dan nog heeltyd aanspreek. Want God almagtig, skepper van hemel en aarde, het hierdie volk uitgekies, Israel. En om sy volk te wees, waardeur hy dan sy liefdeslig kan laat skyn vir 'n wêreld. So al die volke om Israel moes baat vind by hierdie wonderbaarlike lig. Maar wat doen Israel? Dis nou simbolies word dit God se vrou genoem. Verneek die skepper van hemel en aarde. Hoereer agter Egiptiese gode aan en die ander volke se gode. So plek hulle sê, luister man, los julle onnozele gode, julle stom afgode en dien liewers die lewende God. Dan gaan hulle wat beter weet en hulle gaan word sleg, net soos die nasies om hulle. Ons sien dit vandag ook. Mense wat nogal gereeld na kerk soortgenaamd toe gaan, hulle is nie regtig sout van die aarde nie. Hulle is laf. En hulle vertoon nie werklik Christus nie. Kom mense, laat ons begin dit vasvat. En laat ons koppe laat lees en laat ons koppe vul met Christus die woord. Kom ons kry nie genoeg daarvan nie. Kom ons voed onsself met woorde van geloof. Nie na Egipte nie, maar na Christus. Sê amen. Kom ons kom uit ons wêreldse sienswyse. Romeine 12 is baie mooi. Hy sê, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, dink nie soos hierdie wêreld dink nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denkswyse. Waarna toe? Na Christus toe. En dit is ons nou so maklik, want Christus het die werk gedoen. Die Heilige Gees is nou in ons, om ons in die volle waarde te lei. Ons het die Bybel, die woord, Ou Testament, Nuwe Testament, alles praat oor een persoon, dis Jesus. En meer as van hom inkry, hoe meer Christus raak is tussen die ore, Amen. En hoe meer weg is ons van Egipte af. Kom nou, wil jy nie uit jou Egiptiese denkswyse nou uitkom nie. Sit nou daai pak suiker hier onder, wat jou suiker kan afkom. Okay, gaan aan. Amen. So, people are looking for the spectacular. And they miss the... And then they miss the supernatural. Spectacular is dit wat jou oë aantrek. Dis die Egiptenare, dit was goud en dit was
man, daai koninkryk het geskitter en geskyn en dit het so goed gelyk en Vandag is dit dieselfde weer. dit was so 'n oorvloedige koninkryk, nê. As jy hierso lees verder in die hoofstuk sal jy sien, hulle het so baie perde gehad, hulle weermag was een van die sterkstes wat daar ooit was. So dit het die arme ou eenvoudige Israeliete aangegryp en hulle het naderhand begin dink, joh, maar is daar nie iets aan hierdie spectacularity nie? Weet jy, ons het vandag En toe mis dieselfde probleem. Die Die supernatural. sensasionele. Met ander woorde, hier onlangs nou was daar mos nou die wegraping van die 23ste en 24ste September. En ons weet daar's nou een persoon wat vreeslik nou aangevat word. Maar weet julle hoeveel kerke was daar? Wat op die hoeke van die strate gaan staan het en mense bang gemaak het en gesê, dis nou die laaste dae, julle moet julle lewe regmaak. Mense weet jy, elke oomblik, elke dag is ons laaste dag. Nie een van ons weet of ons môre nog daar gaan wees nie. So leef nou hierdie oomblik, hierdie dag vir Christus. Want dan is jy ewig veilig. Sê amen. So gaan hulle aan. Weet jy, die kerke self ook. Die een kerkgebou moet mooier wees as die ander kerkgebou. En dan binne moet dit luks en smart wees en dan moet die moderne tegnologie 'n rol speel. Pastoor Jan, ons kerk het 'n groter kamera as julle kerk, 'n groter skouspel van ligte en is amper soos 'n disco, né? Pastoor Jan, en al jou koppietjies wat in die kombuis is, moet almal dieselfde kleur wees. Jy weet, dit moet nice wees. So, dit gaan nie oor die sensasie en die spectacular nie. Dit gaan oor liefde. Dit gaan oor, is jy lief vir die woord, wie Christus Jesus is. Is jou kop skoon. Amen. Is jou kop vol Christus. Want dit maak jou, Jesus sê vir ons, hy sê ons toe, hy praat van die ek is die ware wynstok, Here, Julle is die loot. Hy sê, julle is reeds rein. Amen. Deur hierdie woord. Amen. Sê almal woord. Wat ek tot julle gespreek het. So hierdie woord wat ons vanmôre hoor, hierdie Christus woord, as jy dit vat en jy eet dit en jy koester dit, Amen. Dan maak dit jou kop skoon. Amen. Ons het dit Sondag mos so gewys, want Jesus is die lam wat geslag is en oor, sê dit? Vuur gebraai is. So wanneer ons die ware Christus woord inkry, dan kom daar vuur in jou kop. En dis daai vuur wat die kaf en die nonsens uitbrand, die Egipte denke uitbrand. En dan weet jy wat? Dan raak jy kalm, dan raak jy rustig, dan is jy die liefde van die Here vir die mense om jou, dan draai jy die vrugte van die Gees, Galasiërs 5:22, en jy leef jou bediening uit, voltydse bediening uit. Wow! So kom terug, en ons wees kinderlik opreg in Christus, en los die spectacular, of die sensasionalisme. Goed. Psalm 20 sê hy, vers 8, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here. Pragtig, en dit pas baie mooi nou by 31, hoofstuk 31 van Jesaja. Ja, hy verwys terug daarna. Lees dit nou. Ja, wie hulle wat nou Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde en wat vertrou op strydwaans. Weet jy, hierdie perde is vir my nou nogal, dit sê vir my iets meer. Want perde, julle weet, 'n perd het perdekrag, nê. So, dit sê vir my power. Dit sê vir my power. Mense word aangetrek deur power. En wat vertrou... Ja, ek sê, hoeveel perde het jou kar onder die bonnet? Ja, hulle Hy kar het meer perde onder die bonnet as jou, jou sê mos perdekrag. Hoeveel perdekrag? So, mense, het gaan nie oor die spectacular nie, het gaan oor Christus kinderlik eenvoudig. Jesus sê, laat die kinders na my toe kom, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Dit is spectacular, dit is sensasioneel, dit is wonderlik. Die woord bring vir ons die koninkryk van die hemele werklikheid by ons, binne in ons en in ons gedagtes. Sê amen. Partykeer soek ons 'n powerful gebed. Pastoor, bid tog vir my, maar bid vir my powerful. Ek sal nooit vergeet nie. Yes. Nou ons huisgroep, en daar's 'n dametjie, sy kom uit een van hierdie sensasionele kerke uit.
wat vreeslik spectacular. Nou, ons het geleer destyds by Dr. James van Zyl van Stanger. Hy is 'n mediese dokter wat tot bekering gekom het en toe begin hy die woord bring. En hy was altyd so kinderlik eenvoudig. En hy het altyd vir die mense sê, mense, die krag lê in die woord. Die Bybel. Nie in die kragtige woorde wat jy uitspreek nie. Weet jy, mense praat maar so hoogdrawend as hulle nou is ons in hierdie selgroepie. En nou is daar mense wat siek is. Nou bid ons as Dr. James van Zyl ons geleer het. Rustig en kalm. Ons bid die woord, sê almal woord. Ons sê Vader, Markus 16 die laaste hoofstuk sê, hulle wat glo. Wie van julle glo? Geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die woord. Romeine 10. Hy sê die woord, as jy die woord hoor, kry jy geloof. En hulle wat glo, sal die hande, nou almal van julle wat hande het, wys gou 'n bietjie vir my, hande op die sieke lê. En die sieke sal gesond word. Daai woordjie sal met baie sterker eintlik gestel word. Dit sê eintlik so goed as gesond. Amen. Nou, jy het nie eens nodig om iets te sê nie, jy kan net jou hande oplê. Weet jy hoekom? Want die krag en die salwing van die Here is in ons en dit vloei deur ons. In die oomblik as jy in die naam van Jesus jou hande op 'n siek persoon lê, sal hy gesond word, of so goed as gesond. Jy het nie eens nodig om iets te sê nie. Nou vra iemand vir my, maar hoe vinnig gebeur dit? Wel, hou aan jou hande daar hou, totdat dit gebeur. Miskien weet jy vandag hande op, lê net môre weer op. So sê ek is nog steeds siek. Lê nog weer hande op. Jy moet Dis daai aanraking. Jy moet nie vergeet van die vrou nie. Dis die salwing wat deurgaan. Die vrou in die selgroep. Okay, ons kom terug na die vrou in die selgroep. Nou bid ons daai aand daar in die selgroep. Nou bid ons vir die vrou wat siek is. En ons bid soos Dr. James ons geleer het. Rustig, kalm, met normale stemtoon. Ons sê net, o Here, hierdie dame, hierdie vrou, hierdie suster is siek. O Here, ons bid nou dat u krag. Vang julle wat ek sê? Nou ons bid toe nog glad nie. Ek was nie bewus dat die vrou is in so 'n tipe kerk. En die tipe kerk onderskei homself juis van die ander kerke, want ons praat hard en hoogdrawend. En dan met 'n kragtigheid in jou stem wees en jou die nekare wanneer jy praat met so opswel, want daar's 'n salwing, want dis die teken dat daar 'n salwing is. Ons weet ongelukkig toe nou nie van die sensasie nie. En al wat ons doen is ons bid toe nou, Vader, ons sê vir u baie dankie, soos Dr. James, volgens u woord, Here, het u gesê, hulle wat glo, en Vader, ons glo, sal hande op die sieke lê. Vader, ons lê ons hande nou op hierdie sieke, en hierdie persoon sal gesond word. Baie dankie, Here, amen. Daai vrou spring op, die vrou in question. Sy sê, julle dit nie reg nie. Sy kyk na die vrou toe, sy ignoreer ons heeltemal. Sy sê, ek sal jou na my pastoor toe vat, dat hy vir jou kan bid. Toe weet ek wat aangaan, want ek weet haar pastoor bid so, soos ek net gedemonstreer het, hoogdrawend. Mense, het seker nie verkeerd nie, as jy hoogdrawend is, en jy wil so bid, as jy passie en jy dink dat volume en dit gaan 'n beter gebed maak. Ek sê nie ook dis verkeerd nie, doen dit dan. Maar ons praat oor mense wat sensasie najag. Nou hier sien ons dan in Jesaja, dat hierdie mense kyk na die glorie en die groot sensasie van Egipte en Egiptiese afgode, en nou wil hulle soontoe gaan. Want vir hulle is die Here nou nie meer so spectacular nie. En nou kom die Bybel en nou kom Jesaja en hy spreek hulle aan. Goed, gaan verder. Hy sê, omdat hulle talryk is, daar's baie van die Egiptenare. Ja, hulle is soos die sand van die see, hulle is baie. Maar hulle sien nie op die heilige van Israel nie. Die heilige van Israel. God. En hulle soek nie die Here Soek nie die Here nie. Baie keer is daai ou stil stemmetjie
waarmee die Here met jou praat. Dis die stem waarna jy moet luister. Die stoelstem. Ja, ek wil net weer vir almal sê, wees normaal. Veral as jy dan ook die Bybel lees of met iemand deel. Moenie in 'n ander mode kom nie. Wees net jouself, wees rustig. Ook party mense moet ons lees en sê wees net jouself nie. Ek bedoel wees Christus, is julle met my? Okay, vers 2. Nogtans is hy ook wys, hoofletter, en hy, hoofletter, laat die onheil kom en trek sy woorde nie terug nie. Hy sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen die helpers van die wat ongeregtigheid werk. Nou, pragtig weer eens, ons leer nou baie wonderlike beeldspraaktaal reg deur die boek Jesaja, deur die profete. En dan gebruik Jesus natuurlik dieselfde beeldspraaktaal wanneer hy die oordeel aankondig oor die bose tempelbestuur van die tyd waarin hy was. Okay, so wat belangrik is dat die Here beliggaam homself in 'n ander nasie om sy eie volk 'n pak slaag te gee. Ek weet ons sê dit baie, maar dis hoe dit werk. En ek glo vandag gaan dit nog presies dieselfde werk in daai opsig. En dis nie so seer asof die Here nou besluit om jou te straf nie. Hier is sy sambreel van beskerming en liefde. Jy gaan self daaronder uit 'n pak slaag en dan kry jy 'n pak slaag. Is 'n goeie ding vir enige stoute kind ook. Amen. Nee. Nou ek weet ons mag nou nie meer as die lyfstraf so toepas soos in die ou dae waar jy 'n paar lekker klappe op die bout gekry het nie, né? Noem ons die sitplek van onderwysing, né? Dis 'n baie goeie plek. En ek onthou toe ek kind was 'n bietjie hande uitgeruk het toe ek 'n kind was. Toe het my pa my partykeer so 'n pak slaag gegee en ek het gedink hy is vreeslik onregverdig, maar ek kon een dag spesifiek onthou, ek was ongelukkig en ongemaklik en ek was knorrig en ek was stout en ek het nie met myself goed hanteer nie. En my pa het toe nou genoeg gehad en hy het my gevat en my 'n paar goeie houe op die bout gegee. En ek het kwaad gewees, eers kwaad en ek het gehuil en ek het vreeslik gehuil en daarna toe voel ek goed. Want 'n pak slaag op sy regte tyd is 'n goeie ding. Ek stem saam. Ja, Piet sê altyd 'n pak slaag op sy tyd is soos brood en konfyt. Dit is soos brood en konfyt. Ja. So, mense dissipline is 'n goeie ding. Ja. Jesus sê gaan dan heen, maak mense van my dissipline. Maak mense, bring hulle in my woord en verander jou sienswyse, dis bekering. Ek wil net hierdie punt baie duidelik stel. Dis nie God wat jou straf nie. Jy het self besluit, jy loop jou eie paadjie en daar kry jy toe nou allerhande moeilikheid op pad. Maar dit was jou besluit gewees. Ja. Amen. So, okay, hy sê, ja, die Egiptenaars is mense, hallo, en nie God nie, en hulle perde is maar net van vleis gemaak en nie gees nie. So as die Here sy hand uitstrek, dan struikel die helper, dis nou Egiptenaars. En wie gehelp is, val saam met hulle. Saam gaan hulle almal ten gronde. En hierdie is 'n pragtige beeldspraak, want toe Jesus dan uiteindelik die oordeel aanspreek in Matteus 23 veral, en dan 24 met die verwoesting van die tempel en die tempelleierskap, het Jesus dieselfde beeldspraak gebruik. Hy het gesê, luister mense, julle is Hebreëse mense. Hy praat met die Jode, julle ken die profetiese boeke. Julle ken die beeldspraak. So wat ek vir julle sê is nou dieselfde ding. So, God se genade is so groot, Jesus wil hulle bring tot bekering. Sy prediking is dan juis, verander julle sienswyse, metanoia is die Griekse woord. Hy sê, kom tot bekering, want die koninkryk van die hemele is hier. Maar hulle luister nie. En dan begin hy ernstiger praat, en veral in hoofstuk 23 van Matteus, en natuurlik die ander evangelies, kan julle ook die soortgelyke gaan lees, en dan die hoofstuk 24 kom die einde dan. En waar was die oordeel? Die oordeel was gemik teen die leierskap van Israel, veral die geestelike leierskap, die priesters, die hoëpriester, die fariseërs, die sadiseërs. In hoofstuk 23 sê hy, wee julle fariseërs, oor en oor en oor, en dan uiteindelik hoofstuk 24, toe hulle die tempel bewonder, die disippels, sê, sien julle hierdie gebouwe? Dan gaan die een klip op die ander gelaat, wat nie afgebreek gaan word nie. So dit was die oordeel.
En dit het klaar plaasgevind in 70 na Christus, in die 1ste eeu. So mense, ons sien dan nou voorbeelde en tipes deur die Ou Testament, en alles praat van Jesus. Jesus kom self, hy is die vervulling van die wet en die profete, en Jesus praat presies dieselfde taal. Kom ons snap iets. Amen. Kom ons leer iets. Right. Vers 4. Want so het die Here vir my gesê, soos 'n leeu en 'n jong leeu knor oor sy prooi, wanneer die volle getal herders teen hom bymekaar geroep word, sonder dat hy skrik vir hulle stem of ingee vir hulle geraas. So sal die Here van die leerskare neerdal om in die stryd uit te trek teen die berg Sion en teen sy En hier praat hy nou in die toekoms ook in, want eintlik die beeldspraak geld vir die Messias wat op pad is, want net die volgende hoofstuk sal ons sien, die messiaanse heilstaat. Onthou, die hele profetiese boek wys na een persoon, Christus Jesus. Ons het die voorreg nou om dit te lees met 'n Nuwe Testamentiese bril, terug te kyk en te sien hoe hy verlossingswerk met ons almal saam reeds voltooi het in die 3 dae kruis operasie. Sê amen. Amen. Wow. Vers 5, soos voëls wat fladder, en hier verwys hy dadelik terug na Psalm 91, né? Pragtig. Soos voëls wat fladder, sal die Here die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry. Nou almal van julle ken Psalm 91. Ons skuil onder sy vlerke. En dis 'n wonderlike psalm daai, want dis iets wat nou aan die gebeur is. En vir almal van julle wat kan stil raak in sy teenswoordigheid, gebruik ons daai psalm, né? Skuilplek is 'n plek waar jy kan invlug. Almal van ons het van tyd tot tyd, dan voel jy dit raak bietjie rof om jou, en jy raak bietjie geïrriteerd, jy raak bietjie moeg. So, moenie tantrums gooi nie. Behou jou teenswoordigheid van gees. Selfbeheersing is een van die vrugte van die gees. En hoe hanteer jy dit? Kry vir jou stilplek vandag. Raak stil in die Here. Amen. Kry Psalm 23. Kry die stil waters van Psalm 23. Die groen weiveld waarin jy jou neerlê. En dan Psalm 91. Die plek waar jy kan invlug. Die skuilplek van die Here. En dan sê hy in vers 4 van Psalm 91, onder die vleuels sal jy skuil. En dit verwys, want dit is 'n Moses psalm, né? En dit verwys na die mees heiligste plek, die ark van die verbond, wat daai is baie Christus is, want die ark van die verbond was die versoendeksel met die gerubs uit een stuk goud gemaak, suiwer goud, en die vlerke van die gerubs het so oor die versoendeksel, sê almal versoendeksel gesprei, want nou wonderlike nuus, ons is versoen deur die bloed van Christus eenmaal. Daar is nie meer nodig dat daar diere geoffer word nie. Hy het eenmaal gekom aan die kruis, almal ingeneem. Dit was genoeg. Die prys betaal. En al wat jy nou kan doen, sê dankie Here, dis klaar gedoen. En nou is jy in hierdie stil plek, en in hierdie skuilplek, en jy ervaar hoe jy skuil onder hierdie vlerke van die versoendeksel. Versoen, sê almal weer versoen. Jy sê, jy kan verklaar, ek is een met die Here. Nie wat ek self bewerkstellig het nie. Here, U het dit gedoen. En nou kan ek net sê dankie. Dankie sê is eintlik om die rus in te gaan. Stem jy saam? Baie mooi. En soos wat ons Sondag gesien het. Onthou aan wie jy behoort. Dit is 'n goeie les. Jy behoort. Wie baat gevind by Sondag se les wat verby is? Amen. Jy behoort aan hom. Jy is deel van sy Kraak hierdie ou glasbottel van my familie. En ek dink hier so spesifiek aan daai Psalm. Be still and know that I am God. Nou wil ek dit bietjie verander. Be still and know that I am your Father. Amen. Maak dit persoonlik. Want Jesus het hom kom openbaar as Vader. Dit maak 'n groot verskil. Jy is deel van sy familie. Amen. As hy Vader is jy kind. Oh yes. Soos Vader is, so is kind. Dan jy in jou kinderhuis. Geskape na jou sy beeld, ouerhuis. sy gelykenis. Vader is liefde, jy is liefde.
Want ek weet daarom nou nie, ek voel nie so baie wat liefde is nie, ek is maar 'n hartige mens. Wel, voel oor en kom reg. En lees, laat jou kop lees. Hou op met nou so Egiptiese denkwyse. Kry Christus denkwyse. Amen. Jy is wat Jesus sê jy is. Amen. En jy kan doen wat hy sê jy kan doen, jy besit wat hy sê jy besit. En jy is sy besitting. En jy is sy en jy behoort. Jy behoort. Ja. Bekeer julle tot hom van wie die kinders van Israel Diep afgeval het. Bekering, almal van julle wat die toolbox gedoen het, wat dit is en wat dit doen. Wat is bekering? 'n Besluit om te verander. En daai besluit is tussen jou ore. Ja. Wat dit doen? Dit verander eienaarskap. Dit verander sienswyse ook. Amen. So as jy jou kar verkoop aan iemand anders, dan moet jy 'n papiertjie invul. Change of ownership. Change of ownership. Amen. Sê dit in Engels, want almal praat maar so. Ja. Anders weet jy nou nie. Change Wat sê of Afrikaans? Verandering van eienaarskap. Ja, dit klink baie mense te ingewikkeld. En ek ken dit. Change of ownership. Change of ownership. So met ander woorde, jy het behoort aan jou wêreldse gedagtes en aan Egiptiese gedagtes en ander dinge uit jou lewe beheer. En toe kom jy op 'n punt waar jy sê ek is nou moeg daarvoor. En jy hoor 'n pragtige les soos hierdie en jy hoor Jesus is die oplossing. Amen. En jy neem Jesus aan as jou verlosser en saligmaker en jy verander eienaarskap. Amen. Hy word die eienaar van jou lewe en jy gee al hoe meer oor en oor aan hom want hy is die woord, aan hom wie die woord is. En so word jou kop al hoe meer die krag van die vuur van die Here brand al die nonsens uit, al die Egiptiese denkwyse. En dan is jy deel van 'n familie. Halleluja. Amen. Dan het jy baie broers en baie Jy susters. baie. Amen. Kuier saam met hulle. Nie by die Egiptiese broers en susters nie. Sê amen. Mense baie keer moet ons maar sulke mense vermy. Ja, maar pastoor is my eie familie. Al baie keer moet 'n mens maar dit vermy. Moenie van jou ore asblikke maak. Kom sit saam met jou broers en susters en kuier saam met hulle. Sê amen. Dis wat ons mos nou vanmôre doen. Dis hoekom ek hier is. Ek kuier saam met julle met die woord. Ja. Amen. Want in die dag sal hulle elkeen En die dag, daai die het weer so 'n streepie op. Ja. Daai dag, die dag. sal hulle elkeen sy silwer afgode en sy goue afgode verwerp, wat julle hande vir julle tot sonde gemaak het. Nou, dis presies wat gebeur wanneer die popo die fan slaan. Nee, dan sien jy dat daai goedjies wat jy gedink het jou eintlik gaan help en gaan sustain. Ek sit nou aan dink as daai popo nou so 'n bietjie oorryp is, né? En hy slaan nou daai sterk groot fan wat jy het. Ja. Dan spat hy daarom daai stukkies. Vir al daai pytjies. Dis soos goo, né, wat oral spat dit en dit hang aan die mure en aan die ornamente en hier oor jou kop Gordyne en aan jou en in jou whatever. oë en jy vee dit so uit jou oë uit, né? So ja, okay, waar was ons nou? Waar praat Ons is in vers 7, want in die dag, maar ek sê in die dag as die pop op die fans O, dis wat jy sal jy sien dat al die goed wat jy gedink het, jou krag in lê. Ja, mense Jou kyk na krag hulle, toe nie in lê. mense kyk na hulle besittings en dan dink hulle dis hulle bestaansreg. Ja, dis jou identifikasie. Ek is wie my besitting sê ek is. Mense, weet jy wat, 'n kind het niks en tog is dit Het hy maklik vir alles? hom in te gaan. Jy sal met hy niks hê nie. Weet jy hoekom kan 'n kind so maklik in die koninkryk ingaan? Want hy het niks. Hy het nie besittings nie. As niks te onthou nie. Maar tog alles wat die Vader se is syne. As jy dan jou kop reg kry Amen. en jou kop raak vol Christus, dan behoort jy aan Christus en jou besittings. Dis nie meer joune nie. So jy is weer vry daarvan. En daarom is jy weer kinderlik en daarom kan jy ingaan en uitgaan en wyding vind in die koninkryk van die hemel. Want 'n kind val nie op die grond en smeek en so wat vir 'n ou broodjie. Ja, ek onthou toe ons jong kinders was, daai tyd nog, was Vienna's 'n nuwe ding geweest. Vandag is dit 'n ou ding. Vienna's was 'n nuwe ding wat ons toe nou leer eet het. O, dit was so lekker. Vienna's. Ja, ou tyd se Vienna's is baie lekkerder as vandag se Vienna's. Stem julle saam? Dit was nog Vienna's. Vlees geweest. Ja.
Ek kan goed onthou, dan so stap ons na as kinders dan na die yskas toe. En dan gaan kniel ons daar voor die yskas. En dan huil ons. "Och, pa, ma, papi, asseblief, kan ons 'n viennaatjie kry?" Ek oordoen nou, né? Dis hoe dit gebeur nie. Wat doen 'n kind? Sê almal kind. Kind. Hy het respek vir sy pa en ma, maar hy's 'n kind. Maar dis sy eie huis. Dis sy huis. Nee, dis sy ouer huis. So wat ons gedoen het, ons stap terwyl ons so op pad is na die yskas toe. Skree ons: "Pa, ma, ek vat hom hier na hoor." Of nie eers nie, jy vat En dan antwoord nie eers nie. Jy vat hom net, maar jy is daarom ten minste ordentlik, né? En Marke maak jy daarom nog so. Skree jy daarom vir jou ma en sê ek vat ietsie uit die yskas uit. Nee, hy vat net. Ons het daai tyd was kondensmelk ook daar was nie baie sweets van goed nie, maar kondensmelk was die ding. Dan Dis vandag nog 'n koop ding. my ma die kondensmelk. Dan kry ek en my broertjie dit weet en dan het ons nou geleer, dan maak jy 'n klein gaatjie onder die blikkie. En dan suig jy nou kortliks jy by die yskas kom. Nou hierdie keer vra jy nie. Jy sê nie: "Pa, ma, ek wil 'n bietjie kondensmelk suig." Jy gaan na die yskas toe, dan vat jy die blikkie en dan kyk hy mos nou onder oop. Maar dit loop nie uit nie, want as jy hom bo 'n gaatjie maak, dan sal dit uitloop. Klein gaatjie. Dan suig jy lekker kondensmelk so in. Maar ek weet maak almal nou lus vir kondensmelk, né? En dan sit jy hom weer so terug onder sy bo in die yskas. En as jou ma nou daai yskas En terp nou wil kom maak. sy nou daai Sondag, né? Sal ons nou nie tyd nie om nou weer iets te gaan koop nie. Nou gaan sy daai yskas terp maak. Nou het sy die blikkie daar uit. Dan voel sy is lig, maar sy steur hy in die ander want hy is mos toe. Dan sny sy hom oop en maak sy oop as daar niks in nie. Ja nee! Ander maar dit was net ons twee. Nee, hulle het nie, want ons het dit meer gedoen. Maar ek wil gou net hier Okay. lees in Romeine. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ja. Kinders. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie julle roep Abba, Vader, pragtig. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan sal ons ook erfgename. Ja. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wauw, en dit staan in Romeine Romeine 8 vanaf vers 14. pragtig. Vers 14. Wauw, dis mooi daai. Amen. Vers 8, en Aser sal val deur die swaard, nie van 'n man nie, en die swaard nie van 'n mens nie, sal hom verteer, en hy sal voor die swaard vlug, en sy jong manne sal dienspligtig word, en sy rots sal uitmekaar stuif van skrik, en sy vorste sal verskrik. Die banier verlaat, spreek die Here, wat 'n vuur het op Sion en 'n oond in Jerusalem. So hier praat hy direk van Sion, die berg Sion, wat wys na God se volk en Jerusalem, God se stad. So mense, weer eens, Israel het 'n groot probleem. Hulle is die verbondsvolk, hulle moet God se lig laat skyn, God se heerlikheid laat skyn. Hulle doen dit nie, hulle horeer ander afgode aan. Nou vandag doen mense presies dieselfde. Ons kry ons eie afgode. Ja, maar ek hou nie afgodse beeldjies nie. Maar weet jy hoeveel afgode het ons tussen ons ore? Ons maak van ons kinders afgode. Ons maak van ons familie afgode. Ons sal byvoorbeeld as die kinders daar is, die familie daar is, dan hou ons op om die Here te dien. Ek het dit baie keer al gehad, dan ons nou Sondag samekomste en byeenkomste en dan mense kom nie, want nee, maar die kinders was hier of die familie was hier. En ons het ons mense altyd geleer, hey, aan wie behoort jy? Bring Jy hulle behoort saam. aan Jesus. Amen. Dis jou wonderlike geleentheid om hulle saam te bring. En ek onthou van julle het julle familie begin saambring. En as gevolg daarvan het die familie die Here aangeneem. En van hulle is nou al oorlede, maar jy het 'n blydskap in jou hart. Jy was 'n instrument. So kom ons
kom ons maak nie afgode van ons kinders of van ons werk nie. Baie mense het soveel verskonings. Onthou julle toe Jesus daai gelykenis vertel het van hy het mense Kom agter uitgestuur my aan. en Yes. uitgenooi na die groot O, jy praat van maal daai toe, een. die bruiloft toe. En toe sê 'n klomp van hulle, Here, of ek Ons kan nie kan nie nou kom gaan nie. nie, want ons is besig. Ek het 'n nuwe besigheid gekry en ek moet die besigheid gaan nagaan en gaan uitkyk. Ek het 'n nuwe os gekry en ek moet die os gaan uitprobeer. Ek dink die ander ou het gesê ek het 'n nuwe vrou getrou en ek moet haar gaan uitprobeer of so iets, jy weet. Ek sal ook nou nie weet nie. Maar mense, ons maak afgode van ons kinders. Kom ons wys vir ons kinders dat Jesus is eerste. Weet jy hoekom doen jy dit? Terwille van daai kind. Terwille van daai familie van jou. Wanneer dit tyd is wanneer ons saam kuier om die woord, sê vir jou familie, sê vir jou vriende, wonderlik, ek is so bly julle kom. Julle gaan saam met ons kuier om die woord. Stem? Nee, ek is 'n bietjie skaam. O, as jy skaam vir Jesus, jy sê as jy skaam is vir my, gaan ek my ook skaam vir jou vir die engele. Maar as jy nie skaam is vir my nie, gaan ek jou naam noem voor die engele. Ek dink ons kan doen met engele in ons lewe, sê amen. Amen. Okay, ek dink pastoor Mempie, ons is klaar met daai hoofstuk. Ons is klaar met die En ons hoofstuk. is ook klaar met die les dan vandag, want dit is Ons is tyd. klaar met die les. Is daar nog 'n laaste Ja, iets wat jy wil sê? ek sal sê vers 8 en vers 9 sal 'n mens sien dat dit waarop jy vertrou, soos wat hy hier sê, selfs die rots sal uitmekaar stuif van skrik. Dit praat van God se krag teenoor menslike krag. Hier's 'n rots en jy dink 'n rots moet met hamers geslat word. Maar as God se krag daai rots tref, Verpoeier dit na sand toe. ons het sand. Sommige net so. Amen. So die swaard spesifiek wat hy hiervan praat, nie die swaard van 'n man nie. Dit verwys vir my na baie keer het jy 'n vyand in jouself. Jou denkswys Dis jou grootste vyand. is jou grootste vyand. Want jy dink so en so en so en so. So dis nie 'n uiterlike swaard wat na jou toe kom nie, maar dit wat jy dink maak dat jy die onderspit gaan delf. Absoluut. Want jy dink negatief, jy dink wat die meishond stink, Ek wou waar dit jy nou nie net moet gesê dink nie. Jy En kry dan- hondse Ja, gedagtes. en weet jy wat? Jesus sê dat die kop van vol is loop die mond Loop van die mond van oor. oor. So as jy stinkende gedagtes en hondse gedagtes het, dan tree jy so op ook. Jou lewe stink. Jy tree op met hondse gedagtes. Mense in jou lewe kry swaar en dan gaan hulle na vir jou sê, jou hond. Okay, sluit af asseblief. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons kan luister na die stil stem van U Heilige Gees. Dankie Here, U sê in die woord dat hulle wat op U vertrou sal nooit beskaamd staan nie. Amen. Dankie Here, onsse Vader. Ons is soos kinders in U huis. En dankie Here, alles wat U het, besit en alles dit, Here, het U ook oorgegee vir U kinders, want ons is deel van dieselfde huishouding, Vader. Here, U het nie net genesing nie, U is genesing, en daarom is genesing ons erfdeel. Amen. Here, U het nie net rykdom nie, U is rykdom. Te veel om op te noem. So ek sy wysheid. En daarom besit ons dit ook. Here, U het nie net wysheid nie. U is alwys. En daarom, Here, omdat ons die kinders is, het ons ook deel daaraan. Ons loof U, ons prys en ons gee al die eer, Vader. Dankie Here dat ons kan stil staan by U teenwoordigheid
en kan besef dat alles wat ons nodig het, is te vind in U teenwoordigheid. Dankie Here. Dankie Amen. Vader. Amen.